Eendag, lank gelede, het daar in 'n ver land 2 pikkewouters gewoon. 'n Pikkewouter lyk amper soos 'n kabouter, maar ook 'n bietjie soos 'n pikkewyn. Die land waar hulle gewoon het, se naam was amper Stamperland. Dinge daar is amper soos in hierdie land, maar nie heeltemal nie. Hierdie 2 pikkewouters, hulle name was Pikketoos en Pokkelwyn, het saam in 'n huisie aan die rand van 'n groot meer gewoon. Wat doen jy nou, Pokkelwyn? Wat ek elke dag doen, probeer die slakkelange wegjaag. Ek wens ons kon hulle almal vang, maar hulle word net meer en meer. Ja, dankie. Ja, dis verskriklik soos die nare goed in die laaste tyd die groente en die vrugte opvreet. Ons sal naderhand niks vir die mark oor hê nie. Die mark? Ons selfs sal van die honger vergaan. Die slakkelange vrede laaste tamarkie en appelmoende, dan net die omgedopte skille van oorbly. Ja, dis 'n skade. Ek is al so teë vir die gesukkel. Kan ons nie 'n plan maak nie? Miskien moet ons hier wegtrek. Altemit is daar ergens 'n plek waar daar nie slakkelange is nie. Ek weet nie van so 'n plek nie. As ons van een wis, kon ons so waar getrek het. Ek kan dit ook nie meer hou nie. Ek weet. Ons moet by die feeks gaan kuier. Die feek sal vir ons kan sê, sy weet mos alles. Maar onthou jy nie hoe sy my fiets in 'n brakke varkie omgetower het nie? En toe sit die ding met my oploop. Is jy dan bang? Nee, maar nou goed dan. Ons gaan besoek die feeks. Maar ons gaan saam. Reg. Ek sal saamgaan. Ek is juis lus om te gaan ry in die pedonkiekar. Gaan span so lank in. Is dit nie 'n heerlike dag nie? Dit laat my sommer lus voel om te sing. Ek is 'n pikkewouter en al word ek al hoe ouder en die wêreld al hoe kouder. Op 'n dag soos vandag staan ek op en ek lag en ek sing en ek spring en ek klauter. Ai, Pokkelwyn, hoekom sing jy nie? My maag voel asof ek 'n slegte appelmoen geëet het. Ag man, jy gaan jou mosie laat jeliebene skrik van 'n simpele ou feeks nie. Ek het gesê ek is bang. Ek is glad nie bang nie. My maag is net seer, dis al. Maar kyk so onnozele pedonkie. Nou ja, ons sal maar moet stap. Ja. Sien jy iets daar by die venster? Nee, niks nie. Waar? Ja man, daar in die hoekie. Sy loer vir ons. Ja, nou sien ek haar. Maar my aarde, sy lag mos vir ons. Hoor hierso, ek laat my nie uitlag nie. Wat kan ek vir julle doen, my hartjies? Die aldag laat die feeks besoek kry van 2 pikkewouters nie. Dag, feeks. Ons het gekom om guns te vra. Guns, nee. Van die feeks, nee.
Ons sal moet sien wat ons kan doen. Maar kom binne. Julle moet eers sit en dan gaan haal ek vir julle ietsie om te drink. Dankie. Iets te eet. Nee, dankie. Ons is nie honger nie. Maar julle moet iets drink. O my tyd, ek dink die sop kook hoort. Ai, dink jy, dis waar wat hulle sê dat sy Pikke Wouter gebeend is in daardie kas hou? Dis dalk nog waarvan sy sop kook ook. Nee, jong. Jy moenie alles glo wat hulle sê nie. Dankie. Nou goed, wat kan ek vir julle doen? Sien, die saak is so. Ons plant groente en vrugte vir die mark. Meestal tomaatjies en appelmoene, maar die slakkelange roei alles uit. Ja, hulle verweer ons tuin. Dis vreeslik. Ja, en ons kan nie meer byhou nie. Nou het ons gedink, miskien is daar 'n plek waar daar nie slakkelange is nie. As daar so 'n plek is, wil ons soontoe trek. Maar ons weet nie van so 'n plek nie. Daar is so 'n plek. Ek weet van 'n plek waar daar geen slakkelange is nie. Waar? Hoe ver is vandaan? Dis baie moeilik om daar uit te kom. Sê net hoe en waar. Ons sal 'n plan maak. Luister, die plek is 'n geheim. Daar's 3 bewaarders van die geheim. Julle moet by hulle uitvind hoe 'n mens daar kom. Ek weet dit nie. Maar wie is hulle? Een is Kogeljaan. Kogeljaan? Wat in die berge woon. En die tweede is die ou spinnelak. Die spinnelak. Hy woon in die grootste boom in Amperstamperland. En die derde een is die krokenoster. Krokenoster? Hy woon aan die onderend van die rivier, waar dit in die see inloop. Ek het al van daardie 3 gediertes gehoor, maar ek dink dit is sommer stories. Nee, dis nie sommer stories nie, nee. Daar's regtig sulke goed. Hulle bewaar die geheim van die ver plek waar daar nie slakkelange is nie. Nou ja, dan sou ons maar die 3 bewaarders van die geheim moet gaan soek. Hi, Bokkelwyn. Nou ja, as jy so sê, dan moet ons maar gaan. Tot ziens dan, Tot ziens dan, Feeks. Feeks. Baie dankie, hoor. Baie dankie. Tot ziens. Bokkelwyn, het jy dit bedoel? Gaan ons regtig die bewaarders van die geheim soek? Ek het dit bedoel, ja. Ek gedink jy sal so iets waag nie. Jy's dan bang vir die donker. Ag, twak, waar kom jy daaraan? Nee, Pikkedoos, ek wil regtig gaan. Daardie Feeks het die hele tyd vir ons gelag. Sien ja. Sy dink seker ons is bangbroeke. En te pap om die geheim te probeer soek. Nee, kyk, ek is moeg gesukkel met slakkelange. Ek laat my nie deur die Feeks uitlag nie. Ek gaan. Dan gaan ek saam. Alleen sal jy honger ly. Ek moet tog altyd vir die kos sorg. En ek gaan nie alleen met die slakkelange sukkel nie. Is jy seker, Pikkedoos? Baie seker. Nou goed, dan gaan ons. Ons moet eers alles by die huis regkry. Maar môre val ons in die pad.
O ek is 'n pikkewouter en al word ek al hoe ouder en die wêreld al hoe kouder. Op 'n dag soos vandag staan ek op en ek lag en ek sing en ek spring en ek klouter. Eintlik was albei pikkewouters verbaas, want die een het soveel dapperheid van die ander verwag nie. Maar hulle was nogal opgewonde, so op die vooraand van hul groot avontuur. Aardig, maar so 'n pakkery maak jou moeg. Ja, dit voel vir my rug breek af. Daar's net een ding wat my pla. Hoe gaan ons weet presies waar om die koggeliaan te kry? Almal sê hy woon in 'n grot. Daar's net een grot in die hele Amperstamperland en ons buurman het vir my baie mooi beduie hoe ek moet ry. Oei! Ek het altyd gedink daar's nie regtig 'n koggeliaan nie. Nee, ek het ook gedink dis sommer stories. Maar die feek sê daar's regtig so 'n dierasie en sy weet alles. Wel, ek is amper klaar gepak. Jy moet seker maak dat jy alles neem. Daar kom ons nooit weer terug nie. Dan moet ek my saadjies ook saamneem, sodat ek dit kan plant as ons ooit by die plek uitkom waar daar nie slakkelange is nie. Ooh, sal dit nie wonderlik wees nie. Ek gaan 'n kykieliefie-boom en 'n konfytblik saamneem. Kykieliefies groei nie van saad nie. Jong, jy nou stadig. Die kar is al baie swaar gelaai. Het jy die medisyne trommeltjie ingepak? Ja, en 'n pakkie spelde en naalde. En ons groot sambreel. Jy weet mos nooit. My klere is ingepak. My gereedskap is gepak. 6 bottels borreltjies koeldrank en 'n groot rol tou. Jy weet mos nooit. Hier's die padkos. Jy moet dit laai waar ons dit maklik kan bykom, hoor? Is dit nou alles? Kan ons maar ry? Ja, dis alles. O nee, amper vergeet ek my romante. Daardie romante wat ek vir jou laaste verjaarsdag vir jou gegee het. Jy kan dit nooit laat agterbly nie. Maak nou gou. Die pedonkie word al ongeduldig. Hier's dit. Nou kan ons maar ry. Om te dink, ons sien dalk nooit weer ons huisie nie. Tot ziens, huisie. Tot ziens, huisie. Tot ziens. Dit lyk my die pedonkie het self lus vir die ding. Kyk net hoe galop hy. Hoog trap, kippie kap, op skop galop het die lop. Dit is lekker om te ry. Kom ons sing. O, ek is 'n pikkewouter En al word ek al hoe ouder en die wêreld al hoe kouder. Op 'n dag soos vandag staan ek op en ek lag en ek sing en ek spring en ek klouter. Ek gaan uitval. Hou stil. Hou stil. Dis ons wiel. Ai, kyk daar hoe rol hy. Staan stil jou onnozele pedonkie. Bly jy hier sit en pas die goed op. Ek sal die wiel gaan soek. Dit kon nie ver weg gerol het nie. Waar was jy so lank? Ek was al bekommerd. Wat nou? Hierdie paddakrap het ons wiel beet gekry. Nou wil hy dit nie weer teruggee nie. En wie sê dis julle wiel? Julle sê so, maar ek sê julle jok. Ons jok nie. Daar staan ons wa sonder wiel. En hierdie is ons wiel sonder wa. Wag 'n bietjie. Dis tog nie te sê dis regtig julle wiel nie. Miskien het julle 'n wiel weggesteek ergens. En nou kom sê julle my wiel
is julle wiel wat weggeraak het? Wag. Sê eers, sonder om te kyk. Is daar 'n keep in daardie wiel of is daar nie? As dit joue is, sal jy mos weet. Ja, daar is. Waar sit dit? Waar? Op die rand. Jy's verkeerd. Dit is 'n splinternuwe wiel wat Bokkelwyne gekoop het vir ons reis. En hy het nog nie 'n merk op nie. Sien, dit is ons. Gee dit hier. Ja, is dit seker julle sin. Maar ek moet seker maak. Ja, daar's vreeslike baie skelms op die wêreld. En waarheen is die reis miskien? Is nie jou saak nie. Ek hoop nie julle is op pad na die Koggeliaan nie. Hierdie pad lei na sy holkraans. Sy ultenare derasie daai. Wie sê? Ek sê. Julle wat? Sy tande is net so lank soos hierdie knypers van my. Dis nou genoeg. Kry koers. Julle gaan na die Koggeliaan soek. Julle sal nog jammer wees, glo my. Glo my. Dit is 'n nare skelm ding. Sy wiel verbeel jou. Gelukkig het ek al die gereedskap wat ek nodig kan kry ingepak. Jy sal moet afklim sodat ek die wiel kan vasmaak. Goed. Gee my jou hand. Die ding staan skeef. Ek wonder daarom ons die regte ding doen. Ek moes so baie van my mooiste plante laat agterbly. En sien nou geen een van my saadjies wil op 'n vreemde plek groei nie. Ons kon miskien 'n bietjie harder gestry het teen die slakkelange. Ek toe nou oupa donkie, hoe sien nou so traag? Voete seer. Jou bedonkie wil nie meer gaan nie. Ag nee, Piketoes. Jy moenie nou huil nie, man. Dis die nare ou paddakrap wat jou bang gepraat het. Ons steur ons nie aan wat hy gesê het nie. Man, die Koggeliaan. Jy kan mos sien die paddakrap is 'n nare ding en gewoond om te jok. Ja, dis waar. Hy het gejok oor ons wiel. Miskien is die Koggeliaan nie so kwaai soos hy gesê het nie. Dis baie moontlik. Ek sê jou wat. Ek dink dis lankal tyd om stil te hou en 'n bietjie padkos te eet. O ja, kom ons eet. My maag skree al. Hou stil as jy by daardie wille roosboom kom. Die twee pikkewouters was bang. Hulle het besef dat dit 'n lang en gevaarlike reis kon wees. Tog was hulle vas van plan om daarmee voort te gaan. So ja, nou voel ek beter. Ek ook. Ja, nee wat. Dis makliker om dapper te wees as jou maag vol is. Het ons nou alles opgepak, niks laat lê nie. Alles is gelaai. Ek het mooi gekyk. Na al die lekker kos sou ek eintlik hier wou lê en in die koelte 'n slaapie maak. Maar dit word laat. Ons moet nog 'n hele end ry tot by die Koggeliaan se kraans. Ons moet maar voort. Die wêreld lyk anders hier. Al hoe kaler. Ja. En ruik jy hoe suur gee die krapranke af as die bedonkie daar optrap. En die wolke begin oor die son trek. Kry jy nie koud nie? Nee, ek het my Charlie na die piknik omgehaal. Ek dink ons moet ons liedjie sing.
Ek voel nie baie lus om te sing. Soms is dit juis wanneer jy moet sing. Toe kom nou. 1, 2, 3. O, ek is 'n pikkewouter en nou word ek al hoe ouder en die wêreld al hoe kouder. Op 'n dag soos vandag staan ek op en ek lag en ek sing en ek spring en ek klouter. Maar dis 'n nare plek. Kyk net daardie rotsrewe. Dit lyk soos die tande van 'n dier se bek. Dis seker 'n veilige plek vir 'n dier wat alleen woon. Ek gaan roep. Dink jy moet? Ons moet probeer. Hallo? Is iemand hier? Dis 'n weerklank. Probeer weer. Hallo? Is iemand hier? Ons soek die kogeljaan. Ag nee, wat? Hier sou waar niemand nie. Kyk daar. Daar in daardie boom wat skuins oor die bek van die grot hang. Jou waarlik, dis die kogeljaan. Hy hou ons dop. Kyk net hoe haarig is hy. Maar sy tande is glad nie sodanig groot nie. Sekerlik nie so groot soos die paddakrap se knypers nie. Ek het jou mos gesê die ding, jok. Wat bokkelwyn? Hy lyk eintlik maar klein en petiterig. As jy mooi kyk, Selfs die pedonkie is nie bang nie. Ag, foei tog. Die arme ding is verkoue. Hy hoort in die bed met 'n hoofpynpilletjie en warm tee. Ag, toe maar, kogeljaan, moenie huil nie. Ek het goeie medisyne wat jou sal laat beter voel. Beter voel? Wys ons waar jy bly. Dan bring ek ons goed. Goed. Klim jy in die bed. Ek maak gou vir jou warm tee. Bed. Die water sal net nou kook. Dan gee ons vir jou 'n verkoue pilletjie. Kyk net hoe oulik is die boomstomp sitplekke. Ek het nie geweet 'n grot kan so huislik wees nie. Hier, drink dit. Dis lekker. Dit lyk my hy wil slaap. Sal ons nie maar loop nie. Ek wonder of hy ooit iets weet. Loop nie. Moenie loop nie. Dankie. Julle het my gehelp. Met julle kan ek praat. Anders kogel ek net. Maar hoekom? Ek is klein en glad nie meer groot en sterk soos my pa en my oupa nie. Ek kan nie die groot diere beklei nie. Is dit hoekom jy hier in die holkraans woon? Ja, dis 'n goeie woonplek. En as ek praat, dan maak dit my stem groot. Ja, nee, dit sal almal laat skrik. Presies. As hier iemand kom, en maak dit hulle kwaad en bang en dan los hulle my uit. Wil jy dan nie vriende hê nie? O ja, maar ek is bang. Niemand wat ons ken sal jou seermaak nie. Ons sal vir ons vriende sê om vir jou te kom kuier. Kuier? Dit sal lekker wees. En nou is daar iets wat
vir julle kan doen? Ai, amper vergeet ons. Sien, die feeks het gesê, die ding is, ons soek... Ons soek die geheim van die plek waar daar nie slakkelange is nie. Die feeks het gesê, jy ken die geheim. Net 'n deel daarvan, net 'n deel. Dit is 'n raaisel. Julle moet dit self uitpleis. Nou, maar wat is die raaisel? Ver hier vandaan. Nader as die son, verder as die maan. Kruip of loop of spring of vaar. Niks hiervan nie. Bring julle daar. Ver hier vandaan, Nader as die son, verder as die maan. Kruip of loop of spring of vaar. vaar. Niks hiervan nie. Bring julle daar. Maar dit sê dan net hoe ons nie daar kan kom nie. Ons wil weet hoe om daar te kom. En ons weet nou ook nog nie waar dit is nie. Nader as die son, verder as die maan. Hoe moet ons weet waar dit is? Dit spijt my, maar is al wat ek weet. Miskien sal ons beter verstaan as ons die ander 2 dele van die geheim ook weet. Ek is seker julle sal. Die spinnelak en die krokenostertjie en die ander 2 dele. So het die feeks gesê. Ons sal maar verder reis en vir hulle ook gaan vra. Slaap vandag hier. Hier is baie takke en blare om beddens mee te maak. Dit is koud buite. Die son sak al. Goed, ons sal. Baie dankie. Hulle het die pedonkie uitgespan en kos gegee. Daarna het hulle van hulle padkos met die Kogeljaan gedeel. Toe klim die 2 pikkewouters doodmoeg in die bed. Wie het ooit kon dink dat hulle in die Kogeljaan se grot sou slaap? Die volgende dag sou hulle verder reis, op soek na die land waar daar nie slakkelange is nie. Dit was 'n lekker ontbyt. Baie dankie. Ja, ons het nou regtig nie lus om vandag verder te ry nie. Ek sou graag 'n hele rukkie hier wou gekuier het. Ek kry so min kuiergaste. Ag, glad nie om die waarheid te sê. Wil julle nie maar die reis uitstel nie? Nee, dit kan ons nie doen nie. Ons het ons huisie verlaat waar ons al die jare gewoon het. Ons kan nie nou langs die pad vasval nie. Nee, ons moet deurdruk. Ons sê baie dankie vir die kuier en ons wil graag vir jou hierdie paar appelmoontjies gee. Ek wil nie betaling hê nie. O, maar dit is nie betaling nie. Dis maar net 'n persentjie omdat ons vriende is. 'n blytjie van ons vriendskap. Dis al. Nou goed, as 'n blikkie van vriendskap sal ek dit aanvaar. Ek is nogal baie lief daarvoor, dankie. Baie dankie vir die kuier. Ja, baie dankie. Dit was lekker. Totsiens. 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 O, dis 'n lieflike môre. Kyk net hoe draf die pedonkie. Hoog trap, kippetie kap, op skop galoppetie lop. Kom ons sing. O, ek is 'n pikkewouter en nou word ek al hoe ouder en die wêreld al hoe kouder. Op 'n dag soos vandag staan ek op en ek lag en ek sing en ek spring en ek klouter. Paketoes, wat maak keer Paketoes, is jy siek? Nee. Nie siek nie. Nee.
so jammer van die Kogeljaan. Ag nee man. Moenie huil nie. Ja, maar hy is so alleen. Wie toch, niemand kan ooit vir hom kuier nie. Almal is vir hom te bang. Maar ons is nie. Maar ons gaan miskien baie ver weg. En sê nou hy word weer siek. Wie sal dan vir hom sorg? Luister. Weet jy waaraan dink ek nou? Hier ergens bly mos 'n ou tante van my. Sal jy haar huis kry? Ja. Ek het saam met oorlede pa by haar gekuier. Ons kan gerus gaan kyk of die ou tannie nog daar woon. As sy daar is, kan ons haar miskien van die Kogeljaan vertel. O ja, dan kan sy vir hom gaan kuier. Hy al kom. Dis 'n lekker verrassing om julle tweetjies hier te sien. Ons kan nie lank bly nie. Ons is eintlik op reis, maar ons wou darm kom dag sê. Nou maar kom binne my hartjies, ek maak tee. Kom. Het Tannie al gehoor van die Kogeljaan? Ja, hulle sê hy woon in die Holkraans. Dis nie baie ver hier vandaan as jy die kort pad ken nie. Hulle sê hy is so kwaai. Dis glad nie waar nie. Hy is baie vriendelik. Ons het in sy grot geslaap gisterand. En hy het ons die eerste deel vertel van die geheime plek waar daar nie slakkelange is nie. Maar hy is baie eensaam. Hy kry nooit kuiergaste nie. Ons het gedink Tannie kan vir hom gaan kuier. Reken net die arme ding. Maar natuurlik sal ek vir hom gaan kuier. Ek word self baie keer maar baie eensaam. O, dankie Tannie. Dit sal baie gaaf wees. En nou, waarheen is die reis verder? Nou moet ons die spinnelak gaan soek. Hy ken glo die tweede deel van die geheim. Julle kan dit nooit waag nie. Die spinnelak is regtig ware gevaarlike dierasie. Ek wonder. Dis geen sommer stories nie. Ek weet, want hy het eendag amper my oorleman in sy nette gevang. Is hy dan baie groot en kwaai? Nee, hy's klein en oud, maar baie slim en hy haat almal. Self is hy maar swak, daarom sit hy baie hoog in 'n baie ou boom. Net op 'n donker nag, as die maan nie skyn nie, kruip hy afgrond toe en dans binne sy nette. Hy klink al te naar. O, hy is. Sy nette is sulke lang taai drade, baie sterk. As jy eers in een vasgeloop het, is dit klaar met jou. Vreeslik. Hoe meer jy sukkel om los te kom, hoe stywer sit jy vas. En as jy heeltemal vasgedraai is, kan die spinnelak met jou maak net wat hy wil. O nee, julle kan nooit gaan nie, nooit ooit na hom toe gaan nie. Maar ons moet. Ons het so ver gekom. Ons kan nie nou omdraai nie. Maar hoe het Tannie se oorlede man dan losgekom? My man, hy het gelukkig 'n bottel bitterbessiestroop by hom gehad. Dit los mos alles op. En toe hy in die drade vasloop, die spinnelak spin hulle oral in die gras rond, wou hy eers spartel, maar O, ek sou ook. toe kry ek skielike gedagte aan die bottelstroop. Hy laat toe van die goed op die drade drop en dit los die hele boel net daar sommer net so op. o, maar was hy bly. Nou maar Tannie, het Tannie nie vir ons 'n bottel van die stroop nie. Dan is ons darm gewapen teen die spinnelak. Ai, raai, ja, hier op 'n rak moet daar nog 'n bottel van die goed wees, dat ek net kyk. Dit sal baie help. Hier is dit. As julle nou moet gaan, kan julle dit maar saamvat. Maar ek dink julle moet liewer nie gaan nie. Piketoos kan hier bly, maar ek gaan. Ek moet. O nee, waar jy gaan ek. Ons is saam in hierdie ding. Ja, nee, twee klipkoppe bymekaar, dit kan ek sien.
Nou ja, laat ek vir julle ietsie inpak. Julle kos raak seker al min, né? Baie dankie. lekker Dit sal wees. lekker wees. Kyk net, so 'n aardige boom. Het jy al ooit in jou lewe so iets gesien? Nee. Ek loop nou versigtig, hoor. Sien jy die spinnelak? Nee. Sien jy hom? Wie is julle? Kom nader. Kom nader. Wil julle sien? Kyk net die druppeltjies aan die drade. Dit lyk soos juwele. Ons moet daaraan vat. Paketoes, pas op. Wat maak jou? Staan stil. Staan stil. Paketoes, staan stil. Staan stil. Hou stil jou. Dankie tog. Ek is los. Dit was verskriklik. Nee, is nie moontlik nie. Niemand kom ooit los uit my net uit nie. Iemand anders het al ook met bitterbessie stroop. Vir 'n vlakste goed. Maar kom soek julle hier daarmee. Ons kom vir jou iets vra. Hoekom sal ek vir julle iets doen? Ons wil maar net die geheim weet van die plek waar daar nie slakke lange is nie. Sal jy sê nie. Julle kan my nie dwing nie. Wee. Vogelwyn, wat maak ons nou? Die twee pikkewouters was baie ontsteld. Hoe nou gemaak om die tweede deel van die geheim te kry? Wee, sal jy sê nie. Kyk, 'n bietjie hier. Paketoes, jou verjaarsdagpresent. Kyk net hoe mooi is dit. Wat is dit vir so blink? Ek moet dit hê. Vertel vir ons die geheim van die plek waar daar nie slakke lange is nie. Toe, vertel ons dit, dan gee ek jou hierdie juwele. Nee. Ek sal nie. Dan kry jy niks. Kom ons loop, Paketoes. Ag, nou ja. Hier is die tweede deel van die geheim. Ver hier vandaan. Nader as die son, verder as die maan, boot of kar op see of land. So kom julle aan die ander kant. Gee vir my. Gee dadelik vir my, gee. Ongeskikte ding. Nou is dit myne. Alles wat blink is myne. Dit lyk my ons weet nou nog minder as tevore. Ek verstaan daar net mooi niks van nie. Wat maak ons nou? Nou aan om te sê hoe 'n mens nie daar kom. Wat help dit ons? Ek wonder regtig of ons verder moet gaan. Kan dit die moeite werd wees? En my romante. Ek was daarom so lief daarvoor. Ek weet wat. Kom ons gaan terug na Tannie Pokkelwou toe. O ja. Draai weer af in haar paadjie. Ons moet op erns slaap vanaand. Goed. Miskien sal sy raad weet. Kom sing ons liedjie. Dalk voel ons dan beter. Ja, opskat oupe donkie. Ons laat ons nie onderkry nie. Ek is 'n pikkewouter en al word ek al hoe ouder en die wêreld al hoe kouder. Op 'n dag soos vandag staan ek op en ek lag en ek sing en ek spring en ek klauter. Nee, jong. Sy is nie hier nie. Sy het seker al reeds vir die Koggeljaan gaan kuier. Wat nou?
Voortgaan of omdraai? Wel, vorentoe of agtertoe is ewig gevaarlik. Ons het nou so ver gekom. Ek sê, ons moet dit maar waag om voort te gaan. Reg as jy so sê, dan ry ons verder. Kom ons eet eers. Jy weet, ons het nooit middagete gehad nie. Ha, goeie plan. Tannie Pokkelwou het mos vir ons kos gegee. My maag voel baie afgeskeep. Maar dit is pragtig. Kyk hoe maak die maan 'n blinkende paadjie op die water. Lyk kompleet asof jy daarop kan ry. Ja, ver weg oor die see. Tot waar daar nie slakkelange is nie. Weet jy, Pikketoes, dit maak nie meer so baie saak of ons die geheim uitvind of nie. Dit was die moeite werd om so ver te kom, net om die see te sien. Ek dink ook so. Ons het maar altyd langs die meer gewoon wat ons goed ken. Dis goed dat ons een keer in ons lewe die see kan sien. Sal ons afklim en op die strand gaan loop? Miskien kan ons self swem. In die aand. As jy nie bang is nie, is ek ook nie bang nie. Kyk net al die boomstompe op die sand. Miskien is dit bome wat omgeval het. Of dalk het iets uitgespoel. Kom ons gaan kyk. Kyk net hoe groot is ek nou. Ek kan nou baie beter sien. Die staan op my rug. Jy staan op 'n krokonoster se rug. Na krokonoster. As kies dit op oom se rug staan, maar ons dog oom se boomstok. Ons is vreeslik jammer oom krokonoster. Maar moenie so bang lyk nie. Dis darm die snaakste kennismaking wat ek in 'n lang tyd beleef het. Wie is jy en wie is jou vriend? Naand krokonoster. Ons is Bokkewyn en Pikketoes. 2 pikkewouters van deur aan die ander kant langs die meer. Ons was eintlik na oom op soek, maar ons was so verwonder oor die see dat ons nie gekyk het waar ons loop nie. Ja, die pikkewouters, en hoe is dit dan dat julle na my soek? Ons soek die geheim van die plek waar daar nie slakkelange is nie. Ons het al die eerste 2 dele van die geheim by die Koggajaan en die Spinnelak gekry. En hulle sê oom ken die laaste deel van die geheim. Die geheim. Ek het dit geken, ja. Ek het dit geken, maar het was baie lang gelede. Ek weet nie of ek dit nou nog ken nie. Maar oom moet dit onthou. Ons het daar so ver gekom en so baie reg gekry. Ons kan nie nou omdraai nie. Ek weet nou nie. Wat sal oom ons vra as oom vir ons die geheim vertel? Nie geld nie, ek wil nie geld hê nie. Maar daar is iets wat julle vir my, vir ons kan doen. Haai! Al hierdie boomstompe is krokonosters. Maar ons was nog nooit boomstompe geweest. Nee, ekskuus oom. Ek bedoel maar, ons het so gedink, oom. Wat moet ons vir oom hulle doen? Sien julle daar, die eiland daar, waar die rivier aan die see uitmond? Ja, ek sien dit. Nou ja, op daardie eiland woon 'n jakkehaai. Hy verpers ons lewens, hy hap sulke gate uit ons sterte as ons swem. Maar oom is seker groter as wat hy is. Hoekom vang oom hom nie? Hy is veel ratser as ons. Ons is so groot en zwaar dat ons hom nooit kan bykom nie. As julle van daardie jakkehaai les leer, sal ek julle die laaste deel van die geheim vertel. Goed,
Ons sal dit doen. Ons het reg kry Bokkelwyn. Ek het nog tannie Bokkelwou se bottel bitterbessie stroop. As ek 'n druppel daarvan op 'n jakkehaai se stert laat val, sal dit so seer wees dat hy nooit weer iemand anders se stert sal seermaak nie. Ja, maar hoe gaan jy daar kom? Jy het mos 'n groot sambreel ingepak, het jy nie? Ja, ek het. Wat jy weet mos nooit. Nou ja, ek maak dit oop, keer dit om en gebruik dit vir 'n skuit. Dis 'n goeie plan. Dis daarom te ver om te swem. Goed, oom. Ons het 'n plan. plan. Piketoos was baie bang. Wie sou die beste daarvan afkom? Bokkelwyn of die jakkehaai? Ek dink die sambreel sal my hou. Julle het 'n goeie plan uitgedink om by die jakkehaai uit te kom. As julle hom kan straf vir alles wat hy aan ons doen, sal ek die laaste deel van die geheim vertel. Ek beloof. Hoe loop die stroom hier vandaan? Ja, soos die gety nou loop, is daar 'n sterk stroom van hier af na die eiland toe. Om daar te kom sal maklik wees, maar jy sal sukkel om terug te kom. Ons het net daaraan gedink nie. Is hier dalk iets om mee te roei? Niks nie, daar buitendien die stroom is te sterk. Jy het mos 'n lang tou ingepak, Bokkelwyn. Kom ons bind die een end aan die handvatsel en die ander end. Ek in my bek. As jy wil terugkom, trek jy hard aan die touw, dan sleep ons jou stroom op terug. Dis nou 'n goeie plan. Sal oom asseblief die sambreelskuitjie vashou terwyl ek die tou gaan haal? So ja, ek is nou terug. Ek is bang. Sien hoe hy val uit en verdrink. Sien hoe die ding vreet hom op. Hy sal regkom. En daardie bitterbessie stroop is baie gevaarlik. Ja, maar hy weet dit mos. Sien hoe iets? Nee, dis te donker. Dit's hem. Die jakkehaai wat so huil, ek ken sy stem. Nou moet ons trek. Dit was maklik. Hy het geslaap. Soos julle kan hoor, het hy baie seer gekry. Ons het ons deel gedoen. Nou moet oom ons asseblief tog die geheim vertel. Laat ek dink. Ja, wag, luister. Ja, weet jy, dit gaan so. Ver, ver hier vandaan. Nader as die son. Verder as die maan. By see en sand. Is soek toch klaar. Die geheim bring julle daar. Ag nee. Ons is al so moeg. Ons is al so ver gekom en dit is alles verniet. Dis sommer onsin. Ek sou nie so sê nie. Dis maklik om die geheim op te los. Het oom al. Mama, hoekom het oom nie weggegaan nie? Ag, ek hou daarvan hier. Nou dat die jakkehaai les geleer het, sal dit eers lekker wees. Maar ek sal julle sê wat ek gedink het, as julle wil weet. Sê ons asseblief. Ons het net mooi niks verstaan. Luister nou, mooi ver, ver hier vandaan. Nader as die son, verder as die maan. Dis hoe dit begin, né? Ja. Wat kan verder wees as die maan? Dat moet baie, baie ver weg wees. Sekerlik Amerikaniseer. Daaraan het ons nooit gedink nie. Maar nader as die son. Dit moet daarom moontlik wees om daar te kom. Ja, maar hoe? Ons kan nie ry of vaar nie.
Dit sê die ander dele van die geheim vir ons. Dan moet ons vlieg. Dis wat al die ander reimpies vir ons wil sê. Dis reg, dis wat ek ook gedink het. Maar dit is tog onmoontlik. Ons kan mos nie vlieg nie. Jy vergroot die laaste deel van die geheim by see en sand. 'n Soektog klaar. Die geheim bring julle daar. By see en sand. Maar dit is mos hier. Einste, nou wil ek julle iets wys. Nou, kom saam met my. So, daar is donker in daardie tonnel. Ek hou nie van sulke toeplekke nie. Ja, en die rotse skraap jou knieë. Dis 'n krokenoster-tonnel, nie 'n pikkewouter-tonnel nie. O, dan alles. Hou nou op met klaan. Kyk hier. Waar? Ek sien niks, behalwe die rotspoel. Dis 'n baie mooi poel. Wag nou, moenie ongeduldig wees nie. Dit is die swanemeeuw. Die swanemeeuw woon altyd alleen, want alle geluide behalve die geruis van die see maak haar ore seer. Wat 'n pragtige dier is dit nie? Maar hoe kan sy ons help? Een keer elke jaar as die winterkoue kom, vlieg die swanemeeuw na 'n ver land en bly daar tot dit weer warm word. Nant, vriend. Nou, hier is 2 besoekers. Hulle het ver gereis en swaar gekry. Hulle soek vervoer in die Suiderland. Kom nader. Ek wil in julle oë kyk. Ja, hierdie een het hom dapper gedra. Alhoewel hy nie dapper gebore is nie. Ek sal hom neem. Sy gaan my nie neem nie. Ek het niks gedoen nie. Ek het net saamgekom, dis al. Jy ook? Kom nader. Ja, hierdie een het 'n jammer hart. Ek sal haar neem. Regtig? O, sal jy ons regtig al 2 saamneem? Later. Daar het julle dit nou, die oplossing van die geheim. Maar dis nog nie die regte tyd vir haar om weg te vlieg nie. Dit moet eers kouer word. Hoe sal ons weet as dit die regte tyd is? Kom kruip weer terug deur die tonnel. Ek sal julle wys. Sien julle daar die boom wat skuins bo kan die rotsrif groei? Dit is 'n see-eik. As die laaste blare van die see-eik in die water val, vlieg die swanemeeuw weg na die Suiderland. Daar sit nie meer vreeslik baie blare aan die boom nie. Nee. Maar waar gaan ons bly terwyl ons wag? Hier aan die kant is 'n grot. Julle kan blare beddens daarin maak. Dan het die Kogeljaan tog nie die enigste grot nie. Net ons krokodilsters weet van hierdie een. Julle sal daar veilig wees. Hoe gaan ons vuur maak? Hier is heel wat stompe wat rond lê. Al die stompe is nie krokodilsters nie. Baie dankie vir oom se hulp. Ja, baie dankie. O, ek is nou vreeslik moeg. Die 2 pikkewouters was doodmoeg. Hulle het baie dinge beleef. Nou het hulle al 3 dele van die geheim geken en verstaan wat dit beteken. Maar die groot avontuur van die vlug na die Suiderland het nog op hulle gewag. Hoe sou dinge daar aanderkant lyk? Sou hulle veilig daar aankom?
is dit 'n plek sonder slakkelange. Maar terwyl hulle nog lê en wonder, raak hulle alreeds aan die slaap. Môre, Wouter, het julle lekker geslaap. Môre oom Krokonoster? Ja, baie lekker, dankie. Môre oom, ja, dis lekker nie grot. Maar ons sal 'n vuur aan die gang moet hou, anders sal ons koud kry. Het julle genoeg om te eet terwyl julle wag? Ja, dankie. Ons het reg kom. Ons het nog 'n sakkie wortappels wat Pokkewyn se tannie vir ons gegee het. En ingemaakte tamartjies en appelmoontjies en hier is bessies wat ons kan eet. En nou dat die jakke ijskrik gemaak is, kan julle vis vang. Julle kan met die sambreel uitseil en ek sal julle uittrek met die touw. O ja, dis 'n goeie plan. Ons is lief vir vis. Dan moet oom vanaand by ons kom eet. Ek is seker oom kan vir ons baie mooi stories vertel. Baie dankie. Dit sal lekker wees, meneer. Dit lyk my julle kom goed reg. Ons kom goed reg, ja. Ek kyk net die oulike besem wat Pokkewyn vir my van 'n bondel riete gemaak het. Ja, nee, ek sien julle is vol planne. Wil jy kom visvang, Pokkewyn? O ja, ek kom. Haai, kyk Pokkewyn. Die laaste blaar het vandag in die water geval. Môre vlieg die swanemeeu. Ons moet vir die Krokonoster gaan sê. Ja, hy sal ons help om alles reg te kry. O Pokkewyn, nou dat die tyd gekom het, is ek bang. Ek is ook so 'n bietjie bang. Maar ek is baie nuuskierig. Ek wonder hoe dit gaan voel om te vlieg. En ek wonder hoe die Suiderland gaan lyk. Dink jy regtig daar's nie slakkelange nie? Die feeks het so gesê en die feeks weet alles. Eintlik bly ek lekker in die seegrot. Ek sou nie omgee om daarin te bly woon nie. Maar dit word darm nou baie koud en niks hier wil groei nie. Die grond is te sanderig. Dis waar. Ek het probeer groente plant, maar dit wil nie aard nie. Pokkewyn, dink jy ons sal gelukkig wees daar? Ons sal gelukkig wees as ons besluit om gelukkig te wees. Ja, julle moet onthou, julle twee sal taamlik zwaar van die swanemeeu. Julle kan net klein ligte goedjies saamneem. Ja, net die minste klere. My sade moet saam. Hulle is gelukkig nie swaar nie. Ek sal 'n klomp sakkies aan my rok vaswerk en die saadjies daarin bære. Maar wat vir my katjie liefie boom in die plek? Maak vir hom ook 'n sakkie. Dan sit jy hom daarin met nat grond om sy wortels. Miskien sal hy hou. En jy moet 'n plan maak om jou gereedskap saam te neem. Jy sal dit nodig kry. Ek sal my gereedskap met stukke tou om my lyf vasbind. Daar aan die ander kant sal ons alles van vooraf moet maak. Ek wonder darm hoe lyk dit daar aan die ander kant. Het die swanemeeu jou nooit vertel nie, oom? Baby, veel nie. Die swanemeeu praat mos nie baie nie. Dit maak haar ore seer. Wat sy nog ooit daarvan gesê is. Dis warm en dis mooi. Ag oom, ek word so bang nou dat die tyd nader kom. Sien nou, ons val van die swanemeeu se rug af. Dit sal nie gebeur nie. Daar kan ander gevare ook wees waarom ons nie eers aan gedink het nie. Nee, wat? Ek dink die swanemeeu sal ons oppas. Sy is groot en slim. Ek verlang nou na my ou huisie onder die willeroosboom. Ek sal vir jou 'n nuwe huisie bou. Toe, kom nou. Ons moet begin inpak. Môre. Het julle tou? Môre, swanemeeu. Ja, ek het tou. Wat moet ek maak? Bind dit liggies om my nek vas.
Kleintjie sit voor en hou die tou vas. Groote sit agter. O ja, dan sal ek nie afval nie. O, my aarde, wat van die pedonkiekar? Dit sal moet agterbly. Ek kan niks met 'n pedonkiekar maak nie. As oom die pedonkiekar inspan en die pedonkie 'n raps op die bout gee, dan sal hy by Tannie Pokkelwou uitkom. Dis op pad terug soos ons gekom het. O ja, dan kan sy hom hou. Dit sal ook makliker wees vir haar om vir die Kogeljaan te gaan kuier. Jy moet 'n briefie skryf wat die oom om die pedonkie se nek kan hang. Vertel vir Tannie dat ons vertrek en dat sy maar die karretjie kan hou. Goed. Maak jy die tou reg terwyl ek die briefie skryf. Reg. Maak gou hoor. Die swanemeeu wil nie wag nie. O, dit voel lekker. Haar vere is dan warm. Jy moet stil sit en styf vashou en moenie so baie praat nie. Totsiens en dankie oom Krokkenostad. Ja, totsiens oom. Dankie vir alles. Ver hier vandaan. Nader as die son, verder as die maan. Mag julle daar gelukkig woon, waar julle met die liefde gaan. Gereed. Ja, Hou styf vas. Hier gaan ons. Tot ziens. Tot ziens. Voorspoedige reis. Tot ziens. Lank het hulle so gevlieg, tot in die Suiderland, waar ons almal woon. Bekatoe se saadjies het gegroei, maar hulle was blommetjies soos ons hulle ken. Dit was vir haar pragtig. Hier is natuurlik nie slakkelange nie. Ongelukkig is hier slakke en slange, maar daar is seker oral iets wat nie so lekker is nie. En toe die Bikkewouters kinders kry, was party kabouters en party pikkewyne. Soms by die see, as jy iemand saggies hoor sing, en as jy self klein is en jy kruip versigtig teen 'n sandduin uit, sal jy dalk die Bikkewouters se agterkleinkinders op die strand sien dans, soos Pikketoes en Pokkelwyn altyd gedoen het.